As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Amen. As jy nie kan sê amen nie, sê eina. Halleluja. God is groot, man. God is great. Ons het soveel om dankbaar te wees tevoor. My broer en suster, ons het die laaste 2-3 weke het ons deur, ek glo deur goddelike boodskappe gegaan wat God vir ons gegee het. Amen. Jy onthou ek het met u gepraat oor, by God is alle dinge moontlik. Pastoor Boeter het opgevolg met die geloof van 'n mosterdsaadjie. By the way, wie van julle het julle mosterdsaadjies gaan plant? En het hulle gegroei? Pragtig. Toe ons Sondag by die huis kom, toe is my vrou, my sussie, heel eerste, met die watta en hulle het gaan plant, en die plantjies het mooi uitgeskop, en die worteltjies is uit, en hulle begin. Amen. So hier gaan 'n paar mosterbome in Randfontein bykom. Prys die Here. God is groot. Die pastoor moet my vra in die week, pastoor, wil jy Sondag preek? En ek het gesê, Here, wat wil jy hê, moet ek vir die volk kom sê? Daar was 2 groot boodskappe wat uitgegaan het in die laaste 3 weke. Maar Here, wat wil jy hê, moet ek vir die volk van die Here kom sê? En God het my gesê, hoekom worry jy? Hoekom worry jy? Pastoor, daai vyand wat jou aanval met jou rug. Hoekom worry jy? God is in beheer. Amen. Ek wil vanmôre met u praat oor God sal voorsien. Die Here sal voorsien. Ek dink dat een van die grootste bekommernisse van die hedendaagse mens is die onsekerheid oor wat môre voorlê. Vandag is vandag, maar wat môre? Wat gebeur môre? En ek dink dis een van die dinge wat die moderne mens van binnekant af opeet. Ons het gepraat oor die berge. Maar my broer en suster, ek wil vir jou vanmôre sê, as jy jou geloof behou, is geen berg vir jou te groot nie. Geen berg is vir jou te groot nie. Dit maak nie saak of jy 80 jaar of 90 jaar oud is nie. As God vir jou sê, gaan oor daai berg, dan gaan jy. Jy gaan nie moeg word nie. Jy gaan kaal voortboor om hardloop en jy gaan hom oorwin. Maar weet jy wat is ironies? As twyfel by die voordeur inloop, André, dan loop die geloof by die agterdeur uit. Luister mooi wat ek vir jou sê. As geloof by die agterdeur uitloop, want as twyfel by die voordeur inloop, die twee kan nie saam staan nie. Hulle kan nie in dieselfde vertrek wees nie. Maar ons is so geneig om die ergste raak te sien. Ons wil die berg, die Bobbejaan agter die berg gaan haal. Ons wil nie wag vir hom nie, Tannie Marie, ons gaan haal hom. Is dit so? Jep. Ons kan nie wag vir hy Bobbejaan nie, broer. Ons gaan haal hom. Alle kan die berg. En dis wanneer die twyfel in jou hart inkom. Hebreërs 12:5 sê, die duiwel is net daar om te verwoes. Hy gaan jou net gedaan maak, hy gaan jou uitput. Maar hoekom luister ons na hom? Sê Matteus 6:25-26 nie vir ons. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor die lewe, oor wat julle sal eet
en wat julle sal drink nie, en of oor julle in die liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as voedsel en die liggaam as klere nie? Kyk die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie meer werd as baie mossies nie? Luister mooi. Jy is meer werd as mossies, God sal voorsien. Die Here sal voorsien. Hy het dit vir Abraham gedoen. Hy gaan dit vir jou ook doen, my tannie. Amen. Amen, halleluja, prys die naam van die Here. Jy's dalk bekommerd oor jou gesondheid. Jy's bekommerd oor jou finansies, jy's bekommerd oor jou werk, jy's bekommerd oor jou huwelik. En jy voel dalk alleen, maar ek wil vir jou sê, God sal voorsien. Die Here is 'n beheer. Al wat jy moet doen is roep my aan in die dag van jou benoudheid, sê God. Ek sal jou aanraak, maar jy moet my eer. In daai gedeelte vergeet ons baie van jy moet my eer. Die mense is so belangrik besig om by mekaar te maak en voorsiening te maak. Maar maak ons voorsiening vir ons geestelike lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, luister mooi, die Here sal voorsien. Kom ons sluit die oë in gebed. Dierbare Here, baie dankie vir 'n geleentheid om vanmôre die woord te kan kom verduidelik aan die volk, Here. Here, jy het die laaste 3 weke met ons gepraat, Here, dat niks is by U onmoontlik nie, Here. Ons moet net die geloofsaadjie, Here, hou in ons kop, Here, en ons moet vertrou. En Here, daarom kan ek vanmôre sê, Abba Vader, dankie dat ek wat weet, Here, U is 'n waarmaker van die woord, Here. U sal ons nie begewe en U sal ons nie verlaat nie, Here. My gebed is in hierdie môre, Here, dat U in die hart van elkeen wat vanmôre hier sit, sal voorsien, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag met u lees 'n gedeelte uit Genesis 22 vanaf vers 1. Na hierdie dinge het God vir Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham. En hy het geantwoord, Here, sê ek sal jou aanwys. Daarop het Abraham die oggend vroeg klaar gemaak, sy esel opgesaal, 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het die hout geloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en my seun wil daarheen gaan om te aanbid. En dan, nadat julle teruggekom het, het Abraham die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hy die 2 dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader en Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord hom, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop, en toe hulle kom op die plek wat God hom gewys het, het Abraham daar op die altaar gebou en die hout reg gelê. Daarna het hy sy seun Isak vasgebind, hom op die altaar gesit op die hout. Toe steek Abraham sy hande uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie jou hand na jou seun uitsteek nie, en doen hom niks aan nie, want nou weet ek, dat jy God vrees en jou seun,
jou enigste van my nie teruggehou het nie. Toe het Abraham sy oë opgeslaan en sien met eens 'n ram wat agter die bos met horings vasgemaak is. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. My teksvers vanmôre is opgeteken Genesis 22:14 en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal daar voorsien word. Hoe great is dit nie? Kan jy imagine wat het deur Abraham se hart gegaan toe God vir hom gesê het, jy moet jou seun, jou enigste seun, gaan offer. Ek weet nie of ek dit sou kon doen nie, pastoor. Met groot respek. God het vir hom gesê, gaan neem jou seun en gaan plaas hom op die altaar en gaan offer hom. Ek dink hy het met 'n baie swaar hart daar die hout bymekaar gemaak, daai donkies gelaai en die tog aangepak. En ek dink toe hy so teen die berg kom en hy daai berg voor hom sien, hy het die geloof gehad van 'n mosterdsaad, maar ek dink hy was bekommerd. Hy het geweet, by God is alles moontlik, maar ek dink tog diep in sy hart was Abraham bekommerd toe hy daardie berg sien en hy weet, wanneer ek daarbo kom, moet ek my seun gaan offer. Maar die verskil is Abraham het God vertrou. Vertrou jy God vanmôre? Kan jy God vanmôre vertrou soos Abraham? Ek dink as een van ons in daardie skoene sit, gaan ons bietjie anderster dink. Dalk sal ons ook sê, soos Jesus gesê het in die tuin van Getsemane, Here, laat hierdie beker net verby my gaan. Maar hy het geloof gehad. Nou wanneer ons na die geleesde gedeelte kyk, dan besef ek, daar's 3 dinge wat vir my uitstaan van Abraham. Eerstens, Abraham was gehoorsaam. Kan ek u vra vanmôre, is jy gehoorsaam? Is jy gehoorsaam aan die woord van God? Soos wat Abraham was. Tweedens het God vir Abraham vertrou. Kan ek jou weer vra, vertrou jy God? Vertrou jy God soos Abraham vir God vertrou het? En derdens het Abraham geglo dat God sal voorsien. My broer en suster, glo jy vanmôre dat God kan voorsien? Glo jy vanmôre dat, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak of jy siek is, of jy die finansies swaar is, of jou huwelik in die moeilikheid is, of wat ook die probleem mag wees nie, maar glo jy vanmôre dat God kan voorsien? Want as jy dit nie glo nie, het jy 'n probleem. Ons moet wees soos Abraham. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet God vertrou en ons moet God kan glo. Genesis 15:1 sê, God sluit 'n verbond met Abraham. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom en 'n gesig gesê, wees nie bevrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie.
Glo jy vanmôre dat God vir jou 'n skild is? Want as jy dit glo in jou hart, in jou siel, in jou gees, in jou verstand, dan sal die aanvalle van die vyand van jou afbounce. Want die skild van geloof, wat God in jou hand gee, gaan keer dat die vyand jou nie aanval nie. Maar my tannie, ons is partykeer, dan drop ons guard. Net daai oomblik wat jy daai skild gelaat sak, daai een oomblik wat jy bietjie twyfel, daai een oomblik wat jy nie bietjie vertrou nie, daai een oomblik wat jy jou oë afhou van God af, Jessica, dan is dit soos die tyd met Dawid, is daai teken oop en hy klip tref. Net daai een oomblik wat jy jou guard sak, wat jy oë van God afhaal, wat jou geloof bietjie wankel, wat jy bietjie twyfel en wat jy bietjie wonder en jou oë van God afhaal, daai oomblik, dan slaan die vyand toe. Want hy sit en wag vir die geleentheid. So wat is die moral of the story hier? Maak seker dat jy die skild vashou. Dat jy beskerm is deur God. Ons is so geneig om te sit en slaap. Ons aanvaar net, ag, what must be, must be. En dan vergeet ons om die skild op te hou. Net so bring God ons daagliks voor die toets van ons geloof. En hoe dikwels faal ons dit nie. Ek is skuldig. Amen. Partykeer is ek skuldig. Ek is 'n kind van die Here en ek glo in God. Maar partykeer, Renier, dan drop ek ook my guard. En dit is net 'n klein openingkie wat die vyand nodig het om jou aan te val. Psalm 145:16 sê, God maak 'n belofte aan ons. Hy sê, U maak my hand oop en U versadig my alles in my lewe met welbehae. Ek vra jou weer vanmôre, is jy soos 'n Abraham van ouds gehoorsaam? Het jy die geloof en die vertroue van 'n Abraham? Net soos wat Abraham gehoorsaam was aan God en nooit in God getwyfel het nie, het Job ook dieselfde geloof in God gehad. Job 42:2 sê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan dinge wat te wonderbaar was vir my, wat ek nie begryp het nie. En in Job 42, toe maak die Here Job se oë oop. Die tyd het gekom dat God bietjie jou en my oë sal oopmaak. Dat ons die hand van God sal sien. Dat ons ons geloof en ons vertroue sal behou. Want toe Job deur al die dinge, as julle ken die verhaal van Job, toe Job deur hierdie krisis is, en hy sit op die ashoop, en sy vrou sê vir hom, weet jy wat, jy moet God los, man, hy beteken niks, kyk hoe lyk jy, jy moet liewer doodgaan. Maar die hand van God was boor Job. Hy het Job vasgehou. En toe Job deur al die trials en tribulations gegaan het, toe sê Job in Job 42 die volgende, hy sê, Here, ek weet nou, U kan enige iets doen en niemand kan U keer nie. Ek vra jou vanmôre, my broer en suster, het jy daai besef wat Job gekry het?
dat Here, ek weet by U kan alles doen. Besef jy dit vanmôre? Het jy dit al deel gemaak van jou hele wese? Here, by U is alle dinge moontlik. Ek weet U kan dit doen, Here. Maar hoekom twyfel ons? Hoekom twyfel ons? Die tyd het gekom dat ons soos Job kan sê, Here, nou weet ek, U is 'n waarmaker. My broer en suster, as jy daai gaard van jou bietjie laat sak, en die vyand kom jou pad langs, kyk hom in die oë en sê vir hom, vyand, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. By U is alle moontlike dinge, Here. By God is alles moontlik. Dis tyd dat ons dit vat en dit ons eie maak. Dat ons kan besef dat God is in beheer. Die vraag is eenvoudig vanmôre, Job het geglo, God kan enigiets doen. En niemand kan God se handewerk keer nie. Glo jy dit vanmôre? Jy sit miskien en dink by jouself, Here, ek kyk na my bankstate, Here, ek weet nie waar die dag vanmôre. Nonsens daarmee. Glo jy nie God nie? Job het gesê, Here, nou weet ek. En ek vertrou dit. My gebed is vanmôre, my broer en suster, dat jy daai vertroue sal hê. Dat jy soos Job sal uitroep, Here, nou weet ek. As jy God in gees en in werklik en waarheid aanbid, dan sal die Vader jou nooit, luister mooi wat ek vir jou sê, God sal jou nooit in die steek laat nie. Ek het eendag vir iemand gesê, ek ken die advertensie van Santa Multiplex, die geel sambreel. Solank as wat jy onder die geel sambreel bewandel, dan reën jy nie nat nie. Die son brand jou nie en jy's veilig. Maar die oomblik as jy onder die sambreel uit beweeg, dan reën jy nat en dan brand die son vir jou. Môre, wat sê ek vir jou? Wees onder die dekking van God. Want as jy uitbeweeg, dis wanneer die vyand daardie opening sien, wat hy jou aanval. Bly onder die sambreel van genade. Bly onder die hand van God. En jy gaan alles oorwin. Die Here sal voorsien. Amen. Markus 11:24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in my naam in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en dat julle dit sal verkry. Daarom verklaar ek, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, mits julle God daarmee vertrou. Daar is die kroeg van die tryd. Mits jy God daarmee vertrou. Kan ek jou vra vanmôre, vertrou jy God? Vertrou jy God werklik? Want as jy God vertrou, dan gaan jy bo oor daai berg gaan. Jy gaan jou oorwinning bo op die berg kry, want die Here voorsien. Hy het vir Abraham voorsien op die berg. Is daar enige rede hoekom God nie vir jou kan voorsien nie? Die tyd het aangebreek, dat jy God nie vertel hoe groot jou probleem is nie, maar dat jy daai probleem vertel hoe groot jou God is. Amen. Ons is so geneig om te sê, ja, my tannie lê nou 'n ding voor my. Weet jy wat? Hy's klaar geklop. Hy's klaar verslaan. Sien God raak. Vertel daai probleem, vertel daai finansies,
Vertel daai huwelik, vertel daai siekte toestand, hoe groot is jou God? God sal vir jou voorsien. Hebreërs 4:16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind, om op die regte tyd gehelp te word. Op die regte tyd. Nie jou tyd nie. Nie my tyd nie. God se tyd. Amen. Vertrou jy vanmôre? Die Here sal voorsien op sy tyd. Nie jou tyd nie. Die groot voorsiener en die tyd het aangebreek dat ek en jy God en volle moet begin vertrou. Niks is by God onmoontlik nie, ons het dit gesê. Jy moet die geloof in God hê en ek wil afsluit met die woord met Markus 9:23. Jesus sê vir hom, wat dit my betref, jy kan glo alle dinge by God is moontlik vir die een wat glo. Glo jy dit? Glo jy dit werklik? Luister môre, as jy wakker word, en jy die realiteit in die gesig kyk en die duiwel staan voor jou, gaan jy vir hom sê, by God is alle moontlik. By God is alle dinge moontlik. Luister, vyand, vlug van my af. Gaan weg van my af. Daar staan geskrywe. Genesis 22:14 sê, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat ons vandag nog kan sê, op die berg van die Here sal voorsien word. Dit maak nie saak hoe groot die berg voor jou is nie. Maar, maak nie saak hoe lyk die berg nie. Maar as jy hom konker, as jy bo op hom gaan staan, dan kan jy sê, soos Abraham, die Here het voorsien. Kan ek jou vra vanmôre, glo jy in jou hart, jou siel, jou gees en jou verstand, dat die Here sal voorsien? Amen, prys sy naam. Al wat jy moet doen is jy moet glo, en jy moet hoop en jy moet vertrou, en jy moet vashou aan God se beloftes. Ons het 3 weke terug gepraat daaroor. Maar God is 'n werklikheid. Markus 9:23 sê, en Jesus sê vir hom wat dit my betref, as jy glo, alle dinge is moontlik vir die wat glo. Die vraag vanmôre, my broer en suster, en ek wil afsluit. Glo jy dit? Glo jy die Here sal voorsien? Dit maak nie saak hoe groot is hy berg nie. God gaan jou die krag gee om bo te kom. En as jy bo kom, God is genadig en getrou. Die Here sal voorsien. Amen. My broer en suster, ek wil jou bemoedig in hierdie week. Hou jou oë gefestig op Jesus. Hou jou oë gefestig op God. Byt vas. Hou vas, dra die skild van geloof. Wees waaksaam en bid. Hou aan met bid. En vertrou God. Want dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Die Here sal voorsien as jy dit glo. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het, Here, om hierdie woord te kon bring vanmôre. Here, dankie dat ek kan weet, Here, U is 'n waarmaker van die woord. Here, dankie dat ek weet, Here, U het vir Abraham gesê, die Here sal voorsien. Here, vanmôre wil ek kom, Here, en ek wil bid en vra, Here, dat die geloof van God, Here, in elkeen sal manifesteer, Here, en dat ons vir die vyand nie kan nie, Here, maar vir die vyand sal sê, jou lafaard, my God sal voorsien.
Here, ek sê vir die dankie daarvoor. En ek eer en ek prys U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.